Welkom terug. Soos Jennifer vroeër gevra het, spuit jy of spuit jy nie? Die vraag is, kom spuit dalk op 'n stadium te laat? En ons het daarom nou 'n kenner saam met ons om ons meer hieroor in te spuit deur ons koppe. En Dr. Gerard Vosloo is die prominente sportsoefening en leefstyl dokter. Hy kuier saam met ons op die geel bank om te praat oor hierdie gewigsverliesrevolusie wat aangedryf word deur voorgeskrewe medikasie. Baie welkom, dokter. Baie dankie dat julle my het vanoggend. Ja, so vertel vir ons meer van die reusagtige skielike aanvraag tot voorgeskrewe medikasie. Word dit meestal deur spuite gedryf? Is daar ander maniere wat dit ook gedoen word? En is die aanvraag so groot dat dit die risiko's oorskadu op hierdie stadium? Wat moet ons weet? Waar begin ons? Kyk, ek dink dit is 'n interessante ontwikkeling van die laaste paar jaar. Ek dink nie enigiemand het dit gesien kom nie. Met die Ozempic kruis wat almal oor praat, het dit absoluut net heeltemal almal om kant gevang. En ek dink die ouens wat die medikasie mark toe gebring het, hulle kon net nie bybly met die aanvraag van die medikasie nie. So dit is absoluut lewensveranderend in die pasiënt wat dit nodig het. Ek dink die belangrike ding is met hoe vinnig die nood eintlik al gegroei het vir die medikasie. En dit is net nie verkrygbaar nie, dit mense al gedruk in 'n rigting in om dit van ander plekke af te kry. Wow. En ek dink dis een van die groot goed is jy weet nie wat jy kry nie. Dit is ongetoets, dit is nie voorgeskryf deur 'n dokter nie en dit word dan ook nie gemonitor deur 'n mediese dokter nie en dis waar die gevare begin inkom in die storie. Meeste van die tyd is daar nog steeds effekte en die pasiënte doen goed. Maar die groot probleem daar ook is om te besluit op 'n eindpunt van jou behandeling om te sê goed, dit is nou genoeg. Jy is op 'n plek waar jy moet wees en om dan volhoubare leefstylaanpassings in plek te sit om seker te maak dat dit is ietsie wat bly. Jy weet, en dat ons nie die situasie het van gebruik die medikasie, verloor 20 kg, tel weer 40 op, gebruik 20 medikasie, verloor 20, tel weer 30 op. Jy weet wat 'n mens hierdie aanhoudende inclined weight heeltyd sien. En so goed soos wat die medikasie is, as ons dit nie verantwoordelik gaan gebruik nie en dit beskerm nie, gaan ons dit verloor. Ja. En dit sal baie sleg wees vir die veld. Ja. Hoe lyk Suid-Afrika se statistiek as ons kyk na mense wat oorgewig is? Dit is regtig kommerwekkend op hierdie stadium. Ek dink ons sit met statistieke van 1 uit 2 mense in hierdie land is oorgewig klinies. Jo. En in baie plekke tot en met 70% van mense wat oorgewig is. So as ons kyk na die nasionale gesondheidsburden, is waarskynlik 70% van hierdie leefstyl geassosieerde, jy weet, mediese probleme, hoë bloeddruk, diabetes, is direk verwant aan gewig. So dit is absoluut nood op hierdie stadium om iets aan te doen, verseker. Wat bedoel jy as jy sê dat voorgeskrewe gewigsverliesterapie misverstaan word en oorvereenvoudig word? Ek dink dit is iets wat belangrik is om te bespreek. Jy weet, dit is medikasie wat ontsettend effektief is in die regte kliniese omstandigheid. Ek dink die belangrike ding is waar mediese dokters betrokke moet wees om 'n besluit te neem wanneer dit wel nodig is vir medikasie. Ek het al baie gesê dat dit moet gesien word as 'n last resort tipe medikasie. Nou, dit is iets wat 'n mens in perspektief moet bring. As jy 'n pasiënt is wat 50 of 60 kg het om te verloor en wat regtig in die moeilikheid is dit gewoonlik geweldig seer vir jou om te beweeg. Om dan vir iemand te sê, gaan vang net 'n draffie of 'n stappie, is net iets wat nie doenbaar is vir die gemiddelde pasiënt nie. Ek dink as mens praat oor gesond eet, is daar so baie inligting daar buite op hierdie stadium nou. Ek dink ons is vir so lank vertel en gevoer dat jy moet vet vermy so ver as wat jy kan. En ek dink ons is op 'n ander bladsy op hierdie stadium in terme van hoe gesond eet lyk. Ja. So die belangrike ding hierso is om te besluit wanneer is dit geïndikeer, punt 1. Punt 2, as ons praat oor last resorts, jy weet hoeveel moeite is al gedoen in hierdie proses en is hierdie pasiënt goed ingelig oor wat dit moet wees en om dan die besluit te neem om medikasie te doen en die pasiënt veilig goed dop te hou deur hierdie journey wat hulle stap en dan op 'n volhoubare plek te gaan neersit na die tyd. Gerard, as iemand by jou kom en sê ek wil nou gewig verloor. Waar is daai lyn tussen man, jy moet eintlik net 5 kg afskud want jy kan eintlik om die blok gaan dra. Jy het nie nodig om mense te spuit nie. Waar is daai lyn vir jou wat jy die advies dan gee om te gaan? Goed, kom ons doen gou 'n vinnige spuit sodat jy vinnig daai 5 afskaal of kom ons sit jou op 'n gesonder leefstyl. Ek
Ek dink nie jy gaan baie maklike vinnige spyt uit my uitkry nie. Ek voel ek het 'n ernstige verantwoordelikheid in hierdie veld om so 'n bietjie credibility terug te bring aan die veld in terme van wat gebeur het die laaste paar jaar. Dit gaan vir my oor 'n verhouding met jou pasiënt. Ek dink dis belangrik en 'n verhouding met jou dokter as jy die pasiënt is. Waar 'n mens hierdie goed kan bespreek en sê goed, hier is die situasie, hier is waar jy metabolies staan op 'n stel bloedtoetse wat jy doen. Hier is hoe jou huidige dieet en manier van eet lyk en ons kan verbeter daar. En hier is hoe jou huidige oefeningsprogram lyk. Jy weet, ek dink die gemiddelde persoon dink as jy moet begin oefen om gewig te verloor, jy moet inskryf vir die Comrades. En dit het absoluut niks met dit uit te waai nie. Jy weet, oefening vir gewigsverlies punt 1 is nie strawwe oefening nie. Dis baie lae intensiteit oefening want dit is wat jou liggaam in lipolise sit en vetverbranding sit. En die oomblik as 'n mens dit verduidelik vir jou pasiënt en hulle begin besef maar wow, okay wag, hierdie is eintlik regtig doenbaar in my huidige leefstyl, dan jy weet as meeste mense bereid om eintlik bietjie net moeite in te sit met die belofte dat as ons hierdie goeters doen, ons sien nie die resultate nie, dat dit dalk kan evolve na dit toe. Jy weet sou dit reg wees op daai punt. Jy weet en die klem kan nie meer geplaas word op die verhoudingsdeel van die storie nie. Jy weet, ek dink dis super belangrik. Jy kan nie 'n slegte eetgewoonte wegoefen nie. Nee, is dit waar 'n mens moet begin? Kyk, ek dink met genoeg oefen kan jy genoeg sleg eet, jy weet, half bietjie van kant maak, maar die feit van die saak is net hierdie is 'n kollaboratiewe ding tussen, jy weet, die regte besluite neem ten opsigte van eet. Die regte besluite neem ten opsigte van jou sosiale lewe en kuier en alkoholverbruik wat ek nie noodwendig 'n probleem mee het nie, by the way. Jy weet, daar's bitter min dokters wat vir pasiënte sal sê nee, dis okay om te drink. Ek het glad nie 'n issue met alkohol nie. Ek dink jy moet net gesond drink. Jy weet, en verantwoordelik drink. En jy weet, dit is deel van my benadering nog altyd gewees met hierdie goed is, maak dit vir die pasiënt doenbaar binne in hulle raamwerk van jy weet waar hulle is. As jy jy weet ons illegal eagle vriende en goed, jy weet as 'n mens, jy weet die sosiale glasie wyn of dit uit die werk uithaal, it's just not doable for them anymore. Jy weet en op die einde van die dag dit gaan oor om jou pasiënt by te staan in hulle journey van gesondheid. Jy weet en ek sê altyd vir mense, baie keer sien iemand 'n dokter as die mechanic, jy weet van die vliegtuig wat vlieg, maar ek sê altyd vir mense die dokter is nie die mechanic wat net daar is as hy breek nie, hy is die co-pilot in jou journey op die pad vorentoe, jy weet, so dis 'n lekker manier om dit te sien. Daar's baie mense wat redelik aggressief spyt. So kom ons wees nou eerlik met mekaar, wat gaan cool, dis my oplossing en ons spyt nogals baie. Yes. Maar sekerlik oor die langtermyn moet daar ook neeweffekte wees. Iets soos spiermassas wat jy dalk verloor of jy weet jou algehele gesondheid. Wat is oor die langtermyn as dit jou approach is? Wat is van daai neeweffekte? Kyk, daar's 'n paar wat redelik goed half in die media is op die oomblik. Ek dink die spiermassa verlies is 'n groot ding. Ja. Die neeweffekte van hierdie GLP medikasies as 'n groep is 100% dose dependent. Okay. So as jy slegte neeweffekte het, is dit omdat jy te veel of te vinnig spuit. So maklik soos dit. En weer eens, dit is waar die dokter in die storie inkom. Ja. So ons weet spiermassa verlies is 'n probleem. Met die evolusie van die GLP's van die Ozempics na die Mounjaros toe en 'n fantastiese nuwe een wat kom wat ek dink meeste mense al klaar van weet, ons is almal opgewonde oor dit. Is die spierverlies baie beter oor tyd. En as jy weet dit gaan gebeur, is daar 100 goed wat jy kan doen om dit te keer. Ek dink as 'n ou, jy weet jou proteïninname lekker hoog hou, as jy jou weerstandsoefeninge regtig goed doen, dan is spierverlies regtig nie iets wat ou oor moet bekommer nie, maar weer eens die belangrikheid van die dokter daar betrokke. Ek dink 'n ander ding wat die moeite werd is om oor te praat is haarverlies. Ek dink dit is 'n groot ding en daar's nogals baie geskryf oor die haarverlies op die GLP's. Dit is onder geen omstandighede as gevolg van die GLP nie. So dit gaan oor die spoed of die traject van jou gewigsverlies en die skok wat dit op jou stelsel sit as gevolg van dit. En jou hare is ontsettend sensitief aan enigiets wat gebeur in jou lyf. Ja. So as jy al klaar sit met 'n vitamiene tekort, 'n vitamiene D of yster tekort en jy verloor dan baie vinnig 20 kg, gaan jou hare uitval. En dis 'n indikasie van die stres wat dit op jou liggaam sit. So dis hoekom meeste van die pasiënte wat ons aanboord gaan ons en sê, hoe lyk jou huidige vitamiene D toestand, hoe lyk jou yster toestand voordat ons ewen begin met hierdie ding sodat ons hierdie vir jou doenbaar kan maak. Ek net so vinnig laaste vraag vir jou vra is baie mense verskillende plekke wat aanbeveel as jy spyt, sit jy dan ook op 'n baie streng dieet wil ek amper sê wat jy bitter min kalorieë inneem saam met die spyt. Ek sien dokter nie, so ek vra sekerlik kan dit ook nie gesond wees nie. Absoluut glad nie aan ons kant nie. Ek is 'n baie groot voorstander van 'n nie dieet voorskryf nie. Jy weet dit gaan vir my oor eet soveel as wat jy wil van wat jy mag eet en moet net vermy net die slegte goed.
En op die einde van die dag gaan dit vir my oor highly refined carbohydrates en sugar. Dit is wat ons doodmaak. So vir my gaan dit oor jy weet niemand kan 'n voorgeskrewe dieet van 30 gram dit en 40 gram dit vir die res van jou lewe doen nie. Ja. Ek sê vir ouens as jy na 'n braai toe gaan, eet soveel vleis as wat jy wil, eet soveel groente as wat jy wil, eet soveel slaai as wat jy wil. Jy eet net nie die braaibroodjies en die aardappelslaai en die paptert nie. Ja. Jy weet want niemand wil daai ou wees wat by die braai aankom en ons so 'n dingetjie op sy bord en almal sê net oog gee net vir haar 2 broodjies asseblief. Op hierdie manier van eet het jy 'n bord kos voor jou en niemand kom ewen agter jy eet op 'n spesiale manier nie. Jy weet en dis waar die volhoubaarheid lê. Jy's nie die hele tyd honger nie. Jy kan soveel eet en jy gee vir jou liggaam wat nodig is terwyl 'n mens jouself metabolies gesond kry. Jy weet en dit is vir my waar dit gaan. Ja, sjoe, baie dankie Dr. Gerard. Dit was baie insiggewend en is nodig dat ons oor hierdie goed praat en meer daaroor uitvind sodat ons verantwoordelik met voorgeskrewe medikasie omgaan, maar ook gebalanseerd leef en onsself gesond hou terwyl ons nie ons ontneem van al die dinge wat lekker is nie, nê. 100%. Dit bly 'n daaglikse stryd. Maak dit seker jy's nie daai persoon van wie almal die brood wil weghou nie of die persoon wat almal sê gee tog net vir haar 'n broodjie nie. Bly ingeskakel, ons gesels met kunstenaar Logan Petersen binnekort.